Liewe vriende, ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here en Meester. Dit is altyd 'n wonderlike voorreg om saam met u te kan kuier rondom die woord en sommer net as broers en susters in die Here saam te kan verkeer en te kan weet ons is een familie in die Here Jesus Christus. So baie dankie vir die geleentheid om saam met julle te kan wees en hierdie tydjie saam deur te bring. Is hier voor Paasfees, so dis 'n voorreg om ook dan in hierdie tyd waar ons is om die oomblikke te geniet en te waardeer en net weer eens waardering te kry vir alles dit, ook wat Jesus vir ons deurgegaan het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir wie u is. Ons sê vir u baie dankie vir alles wat u in ons lewens beteken. Ons sê vir u dankie vir alles wat u doen in ons lewens en dat u bemoeienis maak met ons. Here, ons loof u en ons prys u daarvoor. En my gebed is dan ook nou as ons, Here, uit die woord met mekaar gaan deel, seën u woord aan ons elkeen se hart asseblief. Here, besoek vir ons deur die woord en dis my gebed, Here, hier voor Paasfees dat ons, Here, net bewus sal word en herinner sal word aan hoe lief dat God vir ons het en hoe dat u van die begin af 'n verlossingsplan gehad het vir ons as mens, wetende dat ons is sondige mense en ons maak baie foute in die lewe. Dankie Here en dankie dat ons met mekaar daaroor kan praat. Dankie dat ek nou elkeen wat ingeskakel is aan u kan kom opdra en dat ek die seën en die genade van die Here oor elkeen kan kom afbid en vra, Here, wees u nou daar waar mense kyk en luister, besoek hulle nou daar in u liefde en in u genade. En Here, dankie dat u wat die harte ken en wat die niere toets, u wat weet wat binne in ons aangaan. Dankie Here dat u bemoeienis met ons maak. Ons loof u en ons prys u wonderlike naam daarvoor. Seën dan nou u woord en gebruik u woord in Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Exodus hoofstuk 12, Exodus 12 en ek lees vanaf vers 1 tot en met vers 14. En die Here het met Moses en Aaron in Egipteland gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bootdrimpel aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie hastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die kruis, aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipteland tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot die Here van die Here vier. Julle moet in julle geslagte dit as 'n ewige
insetting vier. Net tot sover dan die geleesde deel. Nou, liewe vriende, as ons hier kort voor Paasnaweek is, dan dink ek is dit belangrik dat ons net weer herinner word daaraan van waar kom Paasfees vandaan. En ek weet, jy gaan baie preke hoor en baie preke na luister hier op Kruiskyk en op die radio en waar ook al. En dit is goed dat 'n mens net herinner word aan hoekom doen ons hierdie dinge. En daarom is dit vir my interessant as ek hier kyk na Exodus 12, dan is die opskrif hier in die vertaling wat ek het, die instelling van die Paasfees. Met ander woorde, dis hier waar dit begin het. So, wat was die rede daarvoor, sou 'n mens dan ook vandag vir mekaar kan vra. Nou, as ons wil verstaan hoekom die Paasfees ingestel was en hoekom dit nodig was, dan het ons nodig om terug te gaan na Abraham toe. Nou, ons weet dat God vir Abraham beloof het, dat hy hom sal seën, dat hy vir hom 'n groot nageslag gaan gee, maar dan die ander belangrike ding, wat God vir hom beloof het, was, dat ek gaan vir jou 'n land gee, maar jy gaan dit nie self nou in besit neem nie, maar ek gaan vir jou nageslag 'n land gee, wat oorloop van melk en honing, die land se naam is Kanaan. So, nou moet ons onthou, dat toe God hier vir Abraham roep, toe was daar nog nie Israel nie. Daar het nie 'n volk soos Israel bestaan nie. So God sou vanuit Abraham vir Israel skep, kan 'n mens letterlik sê. So God beloof aan Abraham, hy beloof aan Isak en hy beloof aan Jakob, dieselfde belofte draai na hulle toe oor. En dan sien ons hoe dat dit in Jakob nou eintlik tot meer vervulling kom, want Jakob het 12 seuns en die 12 seuns verteenwoordig dan uiteindelik die 12 stamme van Israel, maar hulle kom dan nou hier in Egipte aan deur Josef. Jy onthou dat Josef verkoop was, eers aan een groep mense, en hulle het hulle weer verkoop aan 'n ander groep mense, of vir Josef, en so beland Josef dan daar in Egipte. En Josef uiteindelik toe daar die hongersnood kom, toe die hele wêreld so te sê na Egipte gegaan het vir koring en dinge, want die Here het dit vir Josef bekend gemaak, toe beland Josef se broers ook uiteindelik daar in Egipte om kos te koop, en Josef besef onmiddellik dit's hulle, en ons weet uiteindelik kom Jakob daaraan. So op die ou einde was hulle 70 Jode, kan 'n mens amper sê, 70 daar in Egipte. Maar onthou, God het 'n belofte gemaak. Hulle was onder opdrag, en die belofte was, ek het 'n beloofde land vir julle voorberei, en ek is op pad met julle daarheen. Abraham, ek gaan dit aan jou nageslag gee. En so het God dit vir Isak en ook vir Jakob beloof. So, hulle weet, hulle is eintlik op pad. Maar nou gebeur dit wat met baie mense gebeur, en eintlik wil ek sê met ons almal van tyd tot tyd gebeur, en dit is dat ons weet, ons is eintlik op pad, maar hier op pad, na waantoe ons op pad is, raak dit so lekker, dat ons verloor die visie van om op pad te wees. So, ons moet onthou dat toe Jakob en die ander seuns en die hele familie daar in Egipteland aankom, toe gaan het so goed met Josef, want hy's tweede in bevel, en as gevolg van sy posisie, het het goed gegaan met Jakob en sy kinders, en dit het goed gegaan met 'n paar geslagte nog daarna. Maar dan weet ons, dat soos wat die jare aangeloop het, en soos wat die farao's verander het dit later by 'n farao uitgekom, waar die storie van Josef nie meer 'n pertinente storie was, dit het nie meer saak gemaak nie. So die gevolg was, dat hierdie volgende farao wat gekom het, 'n paar farao's later, hy het glad nie omgegee van die Jode nie, hy het nie omgegee van die geskiedenis nie, al wat hy kon sien was, hierdie mense kan vir ons tot diens wees. So, hy het begin daarmee om vir Israel dan nou dienspligtig te maak, om vir hulle te werk, om vir hulle ekonomie tot voordeel te kan wees. En vriende, die werklikheid is dat in daardie jare was Egipte een van die sterkste lande in die wêreld. Hulle het een van die sterkste ekonomieë gehad, want die Jode was daar, en die Jode het vir hulle gewerk. So, die druk
op hulle, op die Jode, het net al hoe erger en erger geword, want dis ongelukkig soos wat het vandag ook maar in baie maatskappye gebeur, dat daar moet geld gemaak word, daar moet wins gemaak word, en daar word al hoe meer verwag van die werkers, langer ure, korter breuke, sodat die geld kan vermeerder word, die voordeel wat ons uit hulle wil maak, moet meerder wees, en so het dit ook hier gegaan, en tot by die punt waar die Jode as niks anders as machinery gesien was nie, hulle moes werk, en dit het geld vir die Egiptenaars ingebring. So, nou begin hierdie volk besef, maar ons is nie veronderstel om hier te wees nie, daar is 'n land wat God beloof het aan ons, en ons is nog nie in daardie land, en hierdie land wat ons nou in is, ons kry swaar, ons moet daar uitkom, en dan sê die Bybel, en hulle die Here aangeroep, toe dit so swaar gaan met hulle, toe begin hulle om die Here aan te roep, en dan hierdie pragtige reaksie, die Bybel sê, God het aan hulle gedink, God het hulle jammerklagte gehoor. Vriende, dit is sommer net so 'n eerste les wat 'n mens hier kan uithaal, en vir mekaar kan sê, moet nooit ophou roep tot God nie, moet nooit vir jou tot enigiets anders draai nie, bly om op die Here te vertrou. Soms voel dit lank, en as 'n mens in 'n krisis is, dan voel dit lank, maar die werklikheid is, God kom altyd op die regte tyd vir jou deur, maar jy moet bly vertrou. Jy moet nie verwag dat God moet spring, omdat jy in die moeilikheid is, en omdat jy hom nou nodig het nie. God weet van elke situasie wat daar is, in ons situasie, in ons lewens, en al wat hy van ons vra is, vertrou my vir die oplossing, vra my vir die oplossing, hou my vas vir die oplossing, en natuurlik die deel wat die moeilikste is, wag op die Here, wag totdat die oplossing kom, want dit sal nie teleurstel nie. En so het God die volk se jammerklagte gehoor, en nou het God vir Moses geroep en vir Aaron geroep en gesê, gaan daar na Egipte toe en gaan sê vir Farao, ek vat my volk uit jou land uit, ek vat hulle na die land wat ek hulle al lankal beloof het, 430 jaar gelede al, het ek hulle beloof, dat ek vir hulle 'n land voorberei het, wat oorloop van melk en honing, en aangesien jy van hulle misbruik maak, en die lewe vir hulle swaar maak, vat ek hulle nou na die land, wat ek vir hulle in gedagte het. En dan sien ons natuurlik hoe dat al die pla daar in Egipte kom, want jy sien, as Moses die eerste keer met Farao gaan praat, en vir hom sê, God het ons gestuur, dan vra Farao vir hom hierdie snaakse vraag, wie is die Here dat ek na hom moet luister? En nou sê God vir Moses, ek gaan my openbaar aan hom, ek gaan vir hom toon, wie is die God, wat hy nie na wil luister nie, en so het die een plaag na die ander gekom, God se magtige dade is geopenbaar, as jy dink daaraan, in 'n oomblikse tyd verander al die water in Egipte in bloed, die stof wat Moses opslaan met sy kierie verander in steekvlee, en so of muskiete, en so kan ons aangaan, die een wonderwerk na die ander, ons noem het pla, maar is eintlik wonderwerke, wat hier plaasgevind het, doordat God homself aan Farao getoon het, maar Farao bly hardkoppig, en dan is daar 9 pla verby, die land Egipte kry swaar, die dienaars van Farao begin al vir hom sê, laat hierdie volk net trek, God stry vir hulle, ons kry swaar as gevolg van wat hier besig is om te gebeur, maar die Farao wil voel, hy is in beheer, hy gaan hom nie laat afpers nie, hy gaan hom nie laat dwing in iets wat hy nie wil nie, en dan sê God vir die volk van Israel, vannag gaan alles verander. Weet jy, hierdie was so 'n groot saak, dit is waar die Paasfees ingestel was, hierdie was so 'n groot saak en 'n belangrike saak vir God, dat, kan jy dit glo, dat die Here sê, dis vandag is die begin van 'n nuwe era vir julle. Vandag verander die kalender. Maak nie saak waar julle bevind op julle kalender nie, maar vandag is die begin. Vandag is die eerste in ons terme, hulle het nou nie ons terme gebruik nie, maar net om vir ons dit duidelik te maak nie saak of julle nou by 15 Desember is of 15 September is nie, maar vandag is dit die 1 Januarie. Vandag breek daar iets niets aan.
En dan sien ons hoe dat die Here die Paasfees instel. Hy sê vir hulle, onthou, ons begin nou by vandag, en die 10de dag moet julle elkeen vir julle 'n lammiekie afsonder, 'n jaar oud lammiekie of rammiekie, en julle moet hom in bewaring hou, en op die 14de dag, en met ander woorde 4 dae later, dan teen die aandse kant, dan moet hierdie lammiekie geslag word. En as julle hierdie lammiekie slag, dan moet julle van die bloed neem, en julle moet dit aan die deurkusyn smeer, aan die bokant en aan die twee kante, nie aan die onderkant nie, want mense moes nie trap op die bloed nie. Maar hierdie bloed, sê God dan vir hulle, sal vir julle tot beskerming dien, want vandag, op die 14de van hierdie eerste maand, gaan die doodsengel deurtrek, en God gaan hom openbaar in al sy heerlikheid en in al sy krag aan die Egiptenare, en hy gaan, die doodsengel gaan deurtrek, en in elke huis gaan die eersgeborene sterwe. So met ander woorde, daar sou geen huis wees waar daar nie dood sou wees nie. En so moes hulle bewus wees daarvan, maar nou sê die Here vir hulle, dat wanneer dit gebeur, julle as die volk van die Here, moet van die bloed vat van die lammiekie, en aan die bokant en die twee sykante van die kusyn smeer, want as die doodsengel deurkom, en hy sien die bloed, dan sal hy nie vir julle tref nie. Hy sal julle oorslaan, en hy sal na die volgende huis toe gaan, en kyk of daar bloed is al dan nie. En so sien ons dan, dat die doodsengel deurtrek, het al die eersgeborenes van die Egiptenare gesterwe, maar dit nie net die mense nie, sê die Bybel, maar selfs van die diere, het die eersgeborenes gesterwe. So die dood het letterlik gehang daar in Egipte, maar die kinders van Israel, hulle het dit alles vry-gespring. Hulle moes hierdie lammiekie wat hulle dan nou geslag het, moes hulle oor die kole braai, hulle moes dit eet en drink saam met bitterkruie, hulle moes dit eet saam met ongesuurde brood. Daar mag nie gis in die huis gewees het, of naby gewees het in daardie hele week nie, van voorbereiding nie, en hulle moes bitterkruie saam met dit geniet. Hierdie lam moes gebraai word, hy moet nie gekook word nie, en daar spesifieke redes vir dit alles. Dit was die begin van die instelling van die Paasfees. En nou vandag, omtrent 4000 jaar later, is ons nog steeds besig om Paasfees te vier. En die vraag natuurlik vir my en vir u vandag is, wat beteken dit vir ons vandag? Wat beteken Paasfees soveel jare later vir ons? Want ons is nie Jode nie, ons was nie in Egipte nie, ons het nie daar die geskiedenis nie. Wat beteken dit vandag vir ons? Nou die wonderlikheid is, en ons tyd is te min om dit alles te kan uitwys, maar die wonderlikheid is, dat hierdie Paasfees was 'n heenwyse. Dit was nie net 'n historiese gebeurtenis wat een keer gebeur het en is verby nie. Nee, inteendeel, God sê vir hulle, hierdie instelling moet vir julle 'n ewige instelling wees. Dit moet vir altyd en altyd en altyd aanhou. So, hierdie was nie net 'n historiese gebeurtenis nie, liewe vriende, dit was 'n heenwyse. 'n heenwyse na iets beters wat sou kom. En om dit kortliks saam te kan vat, is dit dan die heenwyse na die Paasfees, soos wat ons dit dan nou vandag sou vier, of soos wat dit in Israel sou vier, en dit is naamlik dat die ware lam het gekom. En ons weet hoe dat Johannes vir Jesus voorgestel het, toe hy verskyn het, toe sê hy, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld sal op hom se neem. En as ons dan nou die vergelyking tref, tussen Jesus se koms en na die Paasfees, wat hier plaasgevind het, dan sien ons sommer net die interessante trekke, en dit is naamlik, dat eerstens, hierdie lammiekie moes 'n jaar oud wees. Met ander woorde, wat het dit beteken? Dit beteken dat hierdie lammiekie was in die vleuer van sy lewetjie gewees. Hy was op sy heel beste, sy vleis was die heel beste wat dit kan wees. As ons kyk na Jesus, dan sien ons, hy was 33 jaar oud, toe hy gesterf het in die vleuer van sy lewe.
Vandag as iemand op 33 jaar sterf, dan sal ons almal sê, sy lewe het nog voor hom gelê. Die beste was nog voor hom gewees, en nou is hy nie meer daar nie. Jesus was hierdie volmaakte, die vereiste was ook, dat hierdie lammetjie mag geen gebrek aan hom het nie 'n skewe pootjie, of enigiets van die aard nie, niks aan hom moes gebreek gewees het nie, en ons weet, Jesus was die volmaakte, heilige, sondelose lam van God gewees, wat ook sou moes sterwe. En dan is dit interessant om daarop te let, hy moes op die 10de dag, moes die lammetjie in bewaring geneem word, hierdie lammetjie moes eenkant gesit gewees het, want op die 14de dag gaan hy geslag word, en weet jy wat so wonderlik is om te kyk daarna, dat toe Jesus in Jerusalem inkom, toe was dit op die 10de dag, 4 dae voor die Paasfees gewees. So Jesus het aan al hierdie vereistes voldoen letterlik, wat deur God self neergelê was. En hier kom Jesus, en hy ontvang al die blaam. Hy ontvang die toorn van God op hom. So die hele gedagte van hierdie lammetjie moes gebraai word oor die kole, hy moes die hitte ervaar, hy moes die intensiteit van hierdie hitte en die vuur ervaar, dat die mense moes bitter krye. Nou in ons taal sou ons sê, "Och, wat 'n lekker braai sou dit nie wees nie," maar hoe voel dit as jy dit met bitter krye moet saam drink en met ongesuurde brood? 'n Mens moet mos leer om gewoon te raak aan ongesuurde brood of enige baksel wat ongesuurd is sonder gis is. So met ander woorde, die toebehore alles was nie eintlik so lekker nie. Die hitte het gepraat van die toorn van God wat Jesus moes ervaar het. Die bitter, weet ons, daar aan die kruis toe hy daar hang, het hulle ook vir hom bitter krye, bitter asyn gebring om te drink. Liewe vriende, die werklikheid vandag is dat mense het weer vasgevang geword in Egipte. Mense het weer vasgevang geword in sonde. Hulle het slawe van sonde geword. Hulle het slawe van die Satan geword. En nou vra die psalmdigter al, wie sal my verlos? Wie sal my tog kan loskoop? En dan sê die psalmdigter, daar's geen prys wat 'n mens kan gee vir 'n broer se lewe nie, want dit is ontoereikend. Die losprys is ontoereikend. Dan prys die Here, die psalmdigter sê ook dan later in dieselfde psalm, maar God sal my loskoop. En so, liewe vriende, is die werklikheid dat ons almal is in sonde gebore. Ons is nie met sonde gebore nie, ons is in sonde gebore, en daarom het ons sonde begin doen van kleins af. En daar die sonde het opgestapel. Ons het slawe van sonde geword, slawe van Satan geword, en die vraag was, hoe sou ons daar uitkom? Want aan die loon van die sonde is die dood. Die straf van God vir die sonde uiteindelik is die helse vuur. En die vraag is, hoe kan ek losgekoop word daarvan? Hoe kan ek uit dit uitkom? En prys die Here, die antwoord is eenvoudig. God het sy eie lam voorberei. As Abraham vir Isak moet gaan slag, en Isak vra vir sy pa, waar's die lam? Dan sê hy, God sal vir homself 'n lam voorsien. Prys die Here. So as ons Paasfees vier, hierdie naweek, liewe vriende, dan is dit die dankbaarheid waarmee ons dit moet vier, dat God het die lam voorsien. En as u vandag 'n kind van die Here is, dan is dit nie op grond van die goeie werke en die baie gebede en enigiets van die aard die godsdienstige lewe nie. Nee, dis omdat God 'n lam voorsien het, wat in u en my plek die straf gedra het. Sodat wanneer die doodsengel wil verbykom, dat hy ons oorslaan, want die bloed van Jesus is ons waarborg van redding. Vriende, hierdie lammetjie, en dis ten laaste, hierdie lammetjie moes nie net geslag word en gebraai word, gebrand word nie, hy moes geëet word. Met ander woorde, hierdie lammetjie, dieselfde met die bloed moes nie net vloei en teen die altaar afgegooi word of iets nie, dit moes toegepas word, dit moes aangesmeer word.
En so, liewe vriende, het Jesus in hierdie wêreld gekom. Hy het sy bloed laat vloei. Hy het sy lewe vir ons gegee. Maar ons moet dit toepas in ons lewens. Ons moet die bloed van Jesus van toepassing maak in ons lewens. Almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God. Maar as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons van al die sondes en ongeregtighede te reinig. Hoe doen hy dit? Die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. So liewe vriende, jy moet dit toepas. En daarom, ons weet waar ons nou vandag is, word daar nie meer 'n lam geslag nie, Jesus sterwe nie nog 'n keer nie, nee, dis alles eens en vir altyd gedoen. Wat is die teken nou vir ons in Paasfees, is wanneer ons by die nagmaaltafel aansit, en ons sê, die brood is sy liggaam, die wyn wat ons drink is sy bloed, en ons eet van hom, ons leef van hom. Vriende, kom ons vier hierdie Paasfees, met die regte gesindheid. Kom ons maak seker dat ons paaslam is nie 'n paaseier nie, maar dat ons paaslam is Jesus en dat sy bloed ook aan ons harte toegepas is, wat vir ons vrywaar van die toren van die hel. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie. Dankie vir die bloed van Jesus. Jesus, dankie dat U bereid was om ons plek in te neem. Ons wil vandag bid, reinig ons weer en weer, ons harte, ons gedagtes, ons hele wese, en help ons om hierdie Paasfees so te vier, dat U verheerlik sal word, in en deur ons lewens, en deur ons aksies. Red ons, Here, as ons nog nie gered is nie, maak ons skoon, in die naam van Jesus. Seën elkeen, Here, met 'n geseënde Paasfees, in Jesus naam. Amen. Amen.